Welkom by hierdie diepgaande verkenning. Ons duik vandag in 'n fascinerende YouTube-video in wat Carl Jung se sielkundige raamwerk ondersoek. Dit gaan basies oor bewussynsverhoging of Ja, of waarna baie verwys is om hoër te vibreer. presies dit. En die missie vir jou vandag is om regtig te ontdek hoekom daardie tradisionele spirituele praktyke so dikwels heeltemal platval. Wat is regtig nodig vir autentieke transformasie? Beslis, om regtig te verander. Goed, kom ons pleis hierdie uit. Jung het mos opgemerk dat mense dikwels hierdie peperduur meditasiekussings koop en hope kristalle, maar nie as instrumente van groei nie. Nee, dis eerder gesofistikeerde verdedigingsmeganismes. Ja, net om hulle eie werklikheid te vermy. Dit slaan die spyker op die kop. Ware transformasie gaan glad nie oor dinge byvoeg nie. Jy verhoog nie jou bewussyn deur net nog 'n daaglikse ritueel by jou lysie te voeg om jouself beter te laat voel nie. Nog 'n joernaalinskryfing of iets? Net so. Dit gaan eintlik oor subtraksie. Ons praat van die afbreek en heeltemal verwyder van daardie diepgewortelde sielkundige blokkasies, die dinge wat jou terughou. Dit maak heeltemal sin. In plaas van la byvoeg moet ons la afstroop. Die bronmateriaal lig 5 dinge uit wat mens moet prysgee. En die eerste een sluit so mooi aan by daardie idee van 'n perfekte spirituele beeld. Die persona. Ja, die behoefte om altyd as goed gesien te word. Kyk, as jy gedurig presteer om net die goeie mens te wees, uit vrees vir verwerping, dan bly jy vasgevang in 'n oorlewingsmeganisme. Jy vibreer as ware op 'n baie lae frekwensie van vrees. Sjoe, Om werklik vry te wees, moedig Jung ons aan om die kapasiteit te ontwikkel om beide vriendelik en streng te kan wees, sonder skuldgevoelens. dit trap nogal op tone. Maar, wag, as 'n mens dan minder fokus om net die goeie mens te wees, beteken dit ek mag nie meer ander wil help nie? Hoekom sou dit 'n slegte ding wees as ek net 'n helper wil wees? Wel, dit klink na so 'n edel eienskap, né? Maar as ons dit aan die groter prentjie koppel, waarsku Jung teen presies dit. Hy noem dit die gewonde geneeser. Die wounded healer. Ja. Ons dink dikwels ons doen sulke wonderlike werk, maar om ander mense kompulsief te wil help en red, is in werklikheid ontsettend ego-gedrewe. Dit gaan baie meer oor die helper se eie behoefte om waardevol te voel. Regtig, so dis soos 'n afleidingsmanoeuvre. Heeltemal. Dis 'n ongelooflike slim manier om jou aandag af te lei sodat jy jou eie wonde en genesing kan vermy. Dis 'n verskriklik ongemaklike speel om in te kyk. En dit herinner my aan nog 'n lokval wat die bron noem. Die uitputtende behoefte om gedurig verstaan te word. Dink net hoeveel energie dit tap om jouself en jou keuses aanhoudend aan almal te verduidelik. In plaas van om net daarmee vrede te maak. Presies. Dit wys op 'n gebrek aan innerlike selfvertroue. Jy outsource basies jou realiteit aan ander mense. Jy soek gedurig daardie bevestiging buite jouself. En elke keer as jy dit doen, handig jy jou eie krag en jou werklikheid oor aan ander. Jy soek daardie stempel van goedkeuring in plaas van om in jou eie waarheid te staan. En hierdie weiering om die werklikheid te aanvaar, speel mos ook uit in hoe ons na ander mense kyk, veral in verhoudings. Absoluut. Jung noem dit projeksie. Dit is die 4de ding wat prysgegee moet word. Die fantasie van wie mense kan word. Ons almal ken daardie persoon, of was dalk self al daardie persoon, wat in 'n stagnerende of toksiese verhouding bly en sê, maar hy het soveel potensiaal. Ja. Jung sê dit is pure ontkenning. Jy verdoesel die werklikheid, jy moet mense in die oë kyk vir presies wie hulle vandag is. Nie vir 'n toekomsfantasie wat jy in jou kop geskep het nie. Daardie illusies is so moeilik om te laat vaar. Maar dit bring ons by wat blykbaar die heel moeilikste oorgang van almal is, om jou identiteit as 'n gewonde persoon te laat gaan. Ja, Dit beteken jy moet ophou om jouself deur jou trauma en jou letsels aan die wêreld voor te stel. Dit raak so maklik 'n mens se hele persoonlikheid. dit vergeweldig baar moed. Dink net daaraan, as jy al hierdie dinge laat gaan, jou behoefte om goed te wees, jou drang om te red, jou onrealistiese verwagtinge en jou identiteit as 'n slagoffer. Dit is nie net klein aanpassings nie. Dit voel soos 'n werklike sielkundige dood. Om hierdie ou identiteite te laat sterf, dwing jou deur die leemte. Die leemte, the void, daardie groot stil niks. Ja,
Daardie vreesaanjaende spasie tussen die ou jy wat afgesterf het en die nuwe jy wat nog vorm aanneem. Daar's geen kristalle of kussings wat jou daarteen kan beskerm nie, maar dis presies waar jy transformeer. So wat beteken dit alles? Vir jou, die luisteraar, is die wegbreekboodskap duidelik. Hierdie ongemaklike kennis is die ware sleutel om autentisiteit en onwankelbare selfvertroue te bou. As jy nie meer afhanklik is van eksterne goedkeuring nie, as jy nie meer die wêreld hoef te red om waardevol te voel nie en nie deur jou wonde gedefinieer word nie, dan staan jy eers werklik in jou eie krag. En dit is die hart van die saak. Soos ons vandag afsluit, wil ek jou met hierdie vraag laat om oor te dink. As jy vandag jou behoefte om altyd goed te lyk, jou dwang om ander te red en jou seer verlede heeltemal laat sterf, wie is die onbekende, nuwe persoon wat oorbly in daardie stilte?